Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy om aan die begin te staan van 'n nuwe jaar. Ons weet baie keer dat mense het nuwejaarsvoornemens, want dis 'n 12 skoon maande bladsye wat voor my en jou lê. Dis amper so 'n natuurlike ding wat net van self gebeur, want daar's baie goed wat begin in Januarie, soos 'n nuwe skooljaar, 'n nuwe besigheid, 'n nuwe beplanning vir besigheid of vir van finansies of vir die huis of vir die gesin of vir jou beter gesondheid. Ja, ons het altyd in Januarie baie nuwe planne wat ons maak om te sien waartoe gaan ons gaan hierdie jaar. Ek het 'n motto aangeleer van 'n baie ander wyse persoon wat altyd sê, as jy vir niks beplan nie, gaan jy niks bereik nie. Jy sit jouself dan uit om eintlik tyd te verkoos. Nou, ek verkies om maandeliks my beplanning te doen, maar ek het 'n jaarlikse beplanning. Ek het 'n doelwit vir my jaar waartoe ek werk en dan beplan ek maandeliks ook om daarby uit te kom en ook weekliks. So beplan ons hele lewe deur. Daar's 'n baie belangrike ding in beplanning. En dit is om te fokus op dit wat die belangrikste is. Dit wat jy wil bereik. So het Abraham ook beplanning gehad. Hy het beplan om 'n gesin te hê, want die Here het gesê hy sou die aarde vervul en vermenigvuldig. En toe gebeur dit nie. Sy fokus het vas op die Here gebly, vas daar gebly. Ons weet hoe het hy sy eie planne saam met Sara gemaak en hoe het hy 'n kind verwek by Hagar. Ons ken die hele verhaal. Twyfel bring ons soms op die plek waar ons nie mooi die Here se stem hoor nie en ons eie planne begin maak want ons dink dis wat die Here wil hê. Maar ek en jy moet leer om te fokus op dit wat die Here waaragtig wil hê. En sy tyd is nie altyd ons tyd nie. Ons wil haastig raak. En dan raak ons in 'n klomp goed betrokke waar ons nie hoort nie. Ons gaan hak aan 'n klomp goed wat die Here nooit oor ons lewe gedroom het of gesê het nie. Ons raak betrokke by allerlei organisasies, want ons dink, as ons net die regte divine connection, hoor wat sê ek? Divine connections kom slegs van God af. Divine connections kom nie wanneer ek en jy dit self maak gebeur nie. Maar ons dink baie keer, as ons net daai divine connection kan kry, dan gaan my besigheid soar, of ek gaan 'n beter pos kry, of ek gaan in my loopbaan vooruit gaan. Daar is net een wat dit kan bewerk. En die blessing van God is op daai een wat hy wil bewerk. So het Abraham dan later vir Isak gehad. En Isak was sy alles. Want hy het geweet, Isak is die belofte wat die Here gegee het. En dit is so maklik wanneer die Here vir jou belofte gee en hy dit in vervulling begin laat gaan, dat ek en jy maklik kan opstaan en sê, kyk vir my. Ek is so oulik. Ek en jy is nie oulik nie. Daar's net een wat oulik is. En dis God. Net hy kan my en jou planne maak werk. Net hy kan die deurbraak bring. Net hy. Daarop waar sy salwing en sy seën rus, wat jou lewe se vooruitgang is in hom. Hy sal toelaat dat jy goedjies doen om ontwikkel te word. Maar dan het hy die hoofplan oor jou lewe.
En as jy bly om hom te volg, as jy jou fokus op hom bly hou, sal hy jou vat tot by die groter prentjie, tot by die plek waar hy vir jou bedoel het. En so werk hy dan met Isak in Abraham se lewe, en hy sê vir Abraham, ek dink jy verstaan nie mooi nie, Abraham. Is jou fokus nog ten volle op my? En die Here het besluit om hom te toets, om te sien of sy fokus ten volle op die Here is. Of dit ten volle uitverkoop is aan God se plan. Is vir jou gehoorsaamheid ten volle 100% op God is. En hy sê vir hom, ek wil hê jy moet vir Isak gaan offer vir my. Wat is vanmôre jou Isak? Wat die Here klaar in vervulling laat gaan, het jy dit so jou eie gemaak? Of is hy nog die een wat dit mag terugvat in jou lewe? Is jy nog so afhanklik van hom en so aan hom vas, dat as hy dit van jou terugvra, dat jou liefde vir hom, God, so volmaak is, dat jy bereid is om dit terug te gee? Is dit waar jy is? Dat God so alles oor jou is, dat jy bereid is om dit terug te gee? En Abraham vat vir Isak, en hy gaan die berge in, en hy bou die altaar. En hy weet, as Isak aan die hardloop raak, gaan hy hom nie inhaal nie, want hy's 'n ou man. Daarom sê hy nie vir Isak waarmee hy besig is nie. En hy sê net, die Here sal voorsien. Ons gaan offer, maar die Here sal voorsien. Hy hou sy geloof op die Here. Dit wat die Here wil doen, dit is waar sy fokus is. Op sy liefde voor God. God het gepraat, en daarom is hy gehoorsaam. Dit is deel van sy worship, sy aanbidding tot God. Aanbidding is nie musiek nie, my mens. Aanbidding is 'n gesindheid van jou hart. Is hy soveel God oor jou, dat jy bereid is om elke ding te doen wat hy sê? Hy sit vir Isak op hy offeraltaar. En hy bly die Here vertrou, hy hou nie op nie. Hy bly sy ore oop hou. Hy hou nie op luister nie. Hier lê my en jou probleem. Dat ons iets hoor en hardloop ons na ons buurman en ons vriende en ons familie toe, en ons vertel vir die storie, maar ons hou nie ons ore teen die Here se mond dat ons kan hoor nie. Ons raak boasted. Ons raak vol van onsself en ons brag. Ons is besig om onsself te verhef met die woord, en ons mis die volgende stap wat God vir ons wou gee. Ek en jy het nodig om vas te staan. Reeds in Genesis 22 praat die Here die eerste keer oor hierdie vorm van aanbidding. My alles op die altaar. Nie my alles wat ek dink vir my gemaklik is nie. My alles is my alles. Soms is jy in 'n situasie wat jy weet, net die Here kan daardeur, net die Here kan dit verbeter, net die Here kan dit regmaak. Maar as jy bereid om te sê, my alles, of het jy nog jou eie wil, en het jy nog jou eie emosie, jou eie woede, jou eie bitterheid, wat jy dryf, en keer dat jy eintlik in God se volmaakte wil kan ingaan. Slegs wanneer ek en jy bereid is om ons volmaakte wil onder God se volmaakte wil te sit, ons volle wil onder God se volmaakte wil te sit, slegs dan kan hy vir ons
die offerlam wees. Slegs dan kan sy kruisdood in die plek van daai gemors ook praat en deurbraak en vervulling bring. Maar wanneer ek en jy nog ons eie planne het en nie oorgee nie, dis daar waar die vyand ons die hardste vat en wat hy ons verslind en wat hy met ons maak wat hy wil, want ons vlees is nog regop. Ons is nog nie totaal oorgegee, totaal gesurrender nie. Ek weet, dis 'n moeilike een. Ek moet ook baie keer gaan stil staan en sê, Here, ek kruisig myself. En in hierdie area is my vlees nog regop, of in daai area het ek nog vlees. Here, help my, leer my om dit neer te lê, want party goed is nie maklik om neer te lê nie. Veral as jy nie deur kan breek in jou emosies nie. Om deur te breek in jou emosies. Dis wanneer jy dit kan laat gaan. En ons kan slegs in ons aanbidding tot God, ons gehoorsaamheid tot God, en die neerlê van self, kan ons daar kom. In hierdie nuwe jaar wat voor my en jou uitgestrek lê, is daar in elkeen van ons vraagtekens, diep goed wat ons nog oorwonder. Ek wil vir jou aanmoedig, slegs God kan vir jou die antwoord gee. Op ander plekke gaan jy dalk antwoorde kry, maar dit gaan jou vasbind aan die verkeerde goed. Dit gaan jou vasbind aan vloeke, heksery en al die gevolge daarvan. Dit is nodig dat ek en jy voor die Here gaan sit en sê, Here, wys my 'n meer uitnemender weg, sodat ek in die gees en waarheid kan wandel. Niks kan my en jou skei van God se liefde nie. Niks nie. Dalk is jy bekommerd oor jou man. Dalk is jy bekommerd oor jou vrou. Dalk is jy bekommerd oor jou ma of jou pa. Dalk is jy bekommerd oor jou kinders. Dalk word jy geboelie in die familie. Dalk word jy geboelie deur jou kinders. Dalk is jou kinders besig met dinge wat die Here nie wil hê 'n kind van God mee moet besig wees nie. Dalk moet jy juis oor daardie dinge jou kind laat gaan. God weet alles. Waar is hy in jou hele spektrum? Is hy die nommer 1? Is hy die enigste een? Want dis wat hy van my en jou vra, om die enigste een te wees wat ek en jy aanbid. Die alleen wyse God. Die alleen op die troon God. Wie sit op jou troon? Is dit jou bekommernis? Is dit jou mense om jou? Wat is jou fokus? Wat is vir jou belangrik? Is dit God wat vir jou belangrik is? En dit wat hy wil bereik, en dit wat hy aan die einde van die jaar jou na toe wil eskaleer? Is dit waar jou fokus nog is? Is jy besig met herstel om nader aan hom te kom? Psalm 23 vers 3. He restoreth my soul. Is dit waar jy besig is? Of is jy besig om 'n vleesgeveg onder deur die tafel te veg, om regop te bly, om staande te bly? Of het jy in jou binnekamer gegaan en in die troonkamer van God sy aangesig gaan soek en gesê, Here, my alles op hierdie altaar vandag, want U is die enigste God wat ek gaan en sal en kan dien, want U lewe en U maak 'n verskil. Staan op en gaan lê jou dinge neer. As jy nie in besigheid is om God te verheerlik nie, is jy in die verkeerde rede hoekom jy in daai besigheid is. As geld jou rede is om in besigheid te wees, dan wil ek vir jou sê, jou siel gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Wanneer jy geld maak om God mee te verheerlik, om daar waar jy aanbid te ondersteun sodat die evangelie uitgedra kan word. As jy
in besigheid is om te help waar mense wat minder het, versorg kan word. Dis wat God van my en jou as Christen vra. As jy nie in besigheid is nie, en jy werk vir 'n baas, of vir 'n company, hoekom werk jy daar? Werk jy sodat jy kan vooruitgaan en kan finansiëel kan inbring, sodat jy kan versorg vir die wat nie het nie? Waarom werk jy? Werk jy om deur jou werk Christus te wees, deur dit wat jy doen Christus te adverteer en uit te straal na ander, sodat hulle tot die waarheid sal kom deur jou werke en deur jou dade? Hoe draai jy jouself vorentoe? Waar staan jou saak met die Here? Is jy besig om in alles wat jy doen God te verheerlik, te aanbid, jouself neer te lê en hom die hoogste bo alles te stel? Kom aan, Abraham moes sy kind gaan offer. Wat is vandag jou kind? Dalk is dit daai bediening wat die Here vir jou gegee het, wat jy moet offer. Dalk is dit daai profetiese gawe wat jy moet offer. Dalk is dit jou posisie by die werk wat jy moet offer, want jy het dit begin hoorstel as jou aanbidding tot God. Waar staan jou saak? Laat toe dat die Heilige Gees jou kom wys of God jou nommer 1 is, of hy die een is onder wie jy jou knieë die heeltyd buig, en of daar dalk so sluiertjie ingekom het, waar jy begin om die grote ek aan te hang, wat jouself is. Dit is so maklik om daar te kom, en die gouste wat mens agterkom wanneer jy eie ek nog op die troon is wanneer jou karakter aangeval word, en jy voel, jy wil jouself verdedig. God weet alles. Al wat belangrik is wat hy weet. Wat die res dink hulle weet, maak nie saak nie. Maar wat God weet, dit maak saak. En ek wil jou aanmoedig, gaan sif. Maak tyd in jou dag, elke dag, om te gaan sit en te sê, okay Here, wys wat in my kla aan dat ek nie is waar U my wil hê nie, sodat ek kan kom en bereik dit wat U in my lewe wil hê ek moet bereik. Satan floreer op dit wat ek en jy nog nie aan God surrender het nie. Hy word daarop vet. So moenie aanhou om hom te voer nie. Ek soek hom nie naby my nie. Die woord sê, weerstaan hom en hy sal van jou vlug. So hoe nader jy aan God beweeg, hoe meer gaan jy sien die werke van Satan. Hoe meer gaan jy kan onderskei waarmee is hy besig om jou te probeer kelder. Want ek en jy moet een vaste teiken hê, en dit is om God te behaag en te bereik. Niks in my en jou regverdig ons om hom te bereik nie. Maar ons gehoorsaamheid, hoe ons tyd spandeer met hom, sif die kaf van die diamante. Hierdie is 'n siftingstyd in ons lewe. Hierdie is 'n jaar van deurbrake. Dis 'n groot jaar van deurbrake. En jy kan slegs hierdie deurbrake van deel wees wanneer jy totaal en al God aanbid. Dis wanneer jy geregtig is om aanspraak te maak of om dit regtig te verwag. Andersins is dit 'n guns of 'n voordeeltjie wat jou kant toe gekom het. My lewe is vervolmaak in God en in hom in drie eenheid alleen, op geen ander manier nie. My vreugde lê in hom. My vryheid lê in hom. My sukses
lê in hom. Fokus nou dat hy jou deurdra in elke area van jou lewe. As jy nodig het om die liefde vir jou kinders te moet offer dit, sodat die Here ook in hulle lewe kan bereik, dit wat hy daar wil bereik. Jy bly nie hulle ouer in die sin van jy moet hulle die hele tyd opvoed nie. Hulle moet self God vind. Jy kan net die voorbeeld wees, dat hulle God vind. En ek praat nou van ouer kinders wat al klaar is met skool en volwassenes is. Maar kyk jy in God se oë, en gaan kyk in jou eie siel. Wat moet die Here nog uit jou uitkom haal, voor jy gaan kyk in 'n ander? Waar lê jou aanbidding nog nie in volle gees, siel en waarheid nie? Waar lê dit nog nie in groei nie? Gaan kyk, gaan maak seker, want jy wil jou teiken bereik. Jy wil jou teiken tref. En daarom kom sê ek vir jou vandag, ons het soveel om voor dankbaar te wees, maar daar is soveel meer wat die Here vir ons wil doen en gee, en dit lê in ons aanbidding. Kom ons sluit ons oë. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom elkeen wat hier luister, en kom staan voor U met ons eie lewe. En ons bid, deurgrond my, o Heer, en ken my hart. Kyk of daar in my 'n weg is van smart. Here, 'n weg wat my weghou van U, en van U guns en van U heerlikheid. Leer my, Here, wat gees, siel en waarheid beteken, en hoe dit beteken om U te aanbid. Wat dit beteken om myself neer te lê, wat dit beteken om gehoorsaam te wees, wat dit beteken om God se kind te wees, U kind te wees. Leer my die diepte van hierdie begronde waarheid. Leer my die diepte van heiligmaking, leer my die diepte van U salwing. Leer my die diepte van hoe om U te volg, onvoorwaardelik, en niks bo U te stel nie. Here, maak my los van my begeerlike oë, wat kyk na die wêreld, en maak my vas aan U bors, dat ek U sal volg, en gehoorsaam sal wees, om te doen dit waarvoor U my geskaap het. Here, dat ek in die koninkryk die hou sal slaan en breek en deurbreek wat U my voorgeroep het. Vader, kom en help elkeen van ons om hierdie jaar nader en nader en nader en nader aan U te beweeg. Dankie, Here. Amen.